Goeiedag en baie welkom by sessie 17 van module 2. In hierdie sessie gesels ons oor wat dit beteken om in die wil van God te leef. Dis nogal 'n vraag wat vir baie mense nie so eenvoudig is nie. Baie mense voel dit is nie so maklik nie. En jy kry dit soms dat mense vreemde dinge doen as hulle nou graag God se wil onderskei, en baie mense dink daaraan as iets wat eintlik net belangrik is wanneer jy groot besluite moet neem. En dan soms as hulle 'n groot besluit moet neem, dan sal hulle baie snaakse dinge doen. Soos byvoorbeeld bid vir leiding, die Bybel oopslaan, hulle vinger op 'n versie druk en dan glo die Here gaan so met hulle praat. Nou dit is glad nie die normale manier waarop God aan ons sy wil bekend maak nie. Dit kan eintlik bietjie gevaarlik wees, want jy kan dalk op 'n vers jou vinger druk wat jy eintlik dit nie wou gehad het nie. Daar het al baie snaakse dinge gebeur met mense wat dit doen. Nou, dis ook nie onmoontlik dat jy wel so leiding kan kry nie, maar dis nie die normale manier nie. Ek begin hier in die sessie te sê, jy moet dalk eers vir jouself afvra, wat weet jy reeds van God se wil? Want God se wil is glad nie so groot geheimenis as wat ons baie keer dink nie. Daar is so baie wat God al reeds aan ons bekend gemaak het, wat binne sy wil is, wat dit baie duidelik is, daar geskryf staan. En ek vra dat jy sommer daar vir jouself 'n klompie goed neerskryf wat jy dink God se wil is. Ons kan maar net begin byvoorbeeld by die grootste gebod wat God of wat Jesus ooit aan ons gegee het, wat Jesus saamgevat het in die 2 gebooie. Dat jy God bo alles moet lief hê en jou naaste soos jouself. Nou binne daai raamwerk van wat beslis God se wil is, kan al so baie vir jou duidelik gemaak word. Om vir jouself af te vra wanneer jy iets doen, is dit 'n manier waarop ek my liefde teenoor God kan uitleef? En hoe kan ek deur hierdie stap my naaste lief hê? Is dit so dat dit wat ek nou gaan doen of wil doen wel in liefde tot my naaste is, die mense wat om my is? So daardie is al klaar 'n baie groot aanduiding vir ons waaroor dit gaan in God se wil. Dit gaan altyd oor lewe in liefde. Lewe as God se verteenwoordigers. Ek noem ook hierso die lewe van Jesus as 'n voorbeeld, waar Jesus dit eintlik uitgespel het hoe hy dit doen. In Johannes 5 vers 19 en 20, waar hy gesê die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. En op ander plekke ook gesê het, hy sê maar net wat hy die Vader hoor sê. En dan het Jesus ook in Johannes 15 gesê, ons kan ook niks uit ons eie doen nie. So weer kom het terug daarby dat 'n lewe in God se wil begin daarby dat jy niks uit jou eie doen nie. Dat jy leer om in alles God se leiding te soek, sy raad te volg, te doen wat hy van jou vra. Nie sommer net hals oor kop dinge aan te pak en goeders te doen nie. Dis ook iets wat ons in die Ou Testament teekom in Spreuke 3, waar die spreukedigter sê, moenie op jou eie insig staat maak nie. Hy sê, hy ken die Here in alles wat jy doen, en dan sal hy jou die regte pad laat loop. So dit gaan oor 'n manier van lewe binne God se wil. En dit hang ook baie saam met ons roeping as kinders van God. Ek verwys hier ook na 1 Korintiërs waar Paulus sê, dat ons geroep word om verenig te lewe met Christus Jesus die Here. Nou dit wys ook, dit is God se wil, ons moet met hom in 'n noue, intieme verhouding leef, verenig met hom. Hoekom? Juis sodat ons hom kan verteenwoordig. Ek is in hierdie week besig om stil te word met Efesiërs 4, daar die eerste paar verse, en daar praat Paulus ook van ons roeping. Daar sê hy dat ons so moet leef, dat ons lewens leef wat ons roeping waardig is. En dan watter tipe lewe is daai roeping waardig? Hy sê deur mekaar in volkome nederigheid, sagmoedigheid en met geduld in liefde te verdra. Nou sien ook daardie paar woorde sê so baie van wat dit is om in God se wil te leef. Om iemand te wees wat so optree in nederigheid, sagmoedigheid, liefde en geduld. Nou aan die een kant klink dit is nie so moeilik nie, maar ons sal baie gou agterkom as jy dit probeer doen in alle situasies te alle tye, dat dit eintlik nie moontlik vir jou uit jou eie krag is nie. En daarom sluit dit so nou aan by wat Paulus in Korintiërs sê om verenig te lewe met Christus Jesus. Want jy kan dit net doen as jy absoluut in afhanklikheid van hom leef. As jy absoluut besef, sonder hom kan ek niks doen nie. Sonder hom
kan ek nie saggeaard en geduldig en liefdevol wees nie. Dit is sy persoon wat my vul met sy liefde, sy saggeaardheid, sy geduld, sy sagmoedigheid en nederigheid wat eintlik in my lewe werk. Dit verander, dit omvorm, sodat hy in en deur my kan leef. En ek glo absoluut, jy weet, dit is die kern van God se wil vir ons, om as sy verteenwoordigers te leef met daardie gesindheid van Christus. Want dis die manier waarop Christus sy teenwoordigheid in die wêreld bekend maak. Dis die manier waarop hy in die wêreld heers. As mense, alle mense, so binne God se wil lewe rondom daai kernaspekte, dan gaan jou omgewing 'n meer rustige, vreedsame omgewing wees, 'n meer liefdevolle omgewing, 'n omgewing waar jy iets van God se rustigheid en kalmte en liefde indra. Nou stel jou net self voor as dit op 'n groot skaal deur baie mense gedoen word. Watter impak dit op 'n dorp kan hê, op 'n woonbuurt, op die hele omgewing waarin jy woon. En as dit nie gedoen word nie, ek praat ook hiervan wanneer jy nie in God se wil lewe nie en jy jouself oorgee aan die soort van begeerlikhede van die vlees, wat alles weer oor jouself en jou ego gaan, dit lei absoluut weer tot konflik, in agterdog, in vyhandigheid, 'n geniepsigheid, 'n kritiese ingesteldheid teenoor ander. Dink maar net ook hoe baie jy dit in 'n samelewing ervaar, in 'n omgewing, in 'n werksomgewing selfs. En as dit toeneem en vermenigvuldig, dan loop dit letterlik op oorloë uit. Nou dit help nogal ook as 'n mens agterkom, wat is jou persoonlikheids se manier van selfbeskerming? Wat is jy geneig om te doen en te projekteer op ander wat die lewe eintlik vir jouself en vir ander moeiliker maak? Wat dit aan betref is daar baie verskillende persoonlikheidstipe ontledings of wegwysers waarvan ons gebruik kan maak om vir ons te help om onsself beter te verstaan. Een wat baie gewild is deesdae is byvoorbeeld die Myers-Briggs profiele. Dit word baie gereeld op verskillende plekke aangebied. 'n Ander een is byvoorbeeld DISC wat deur Walk Through the Bible aangebied word. Maar nog een wat nou baie gewild geraak het, is die Enneagram. Wat ek dink baie spot on is, baie vir mense help. Daar praat hulle van 9 verskillende persoonlikheids- of gedragstyle, waarvan sekere mense byvoorbeeld uit hulle aard en persoonlikheid baie perfeksionisties is. Dis net swart en wit, reg en verkeerd. Alles word daarvolgens beoordeel. En hulle wil graag alles reg doen. En dit kan van hulle nogal baie kritiese mense maak, wat baie hard is op die mense rondom hulle. Ander mense weer wil altyd graag ander dien, en ander genee wees, en ander help. Maar in die proses soek hulle so na aanvaarding en na erkenning, dat hulle tot uiterstes toe sal gaan, om vir mense te help of vir mense om te gee. Hulle dink natuurlik, hulle doen dit uit 'n Christelike oogpunt, maar dit gaan eintlik daaroor dat hulle soek na erkenning en aanvaarding vir die ego. Dit is eintlik baie selfsugtige manier. Hulle wil eintlik mense afhanklik van hulle self maak. En as hulle agterkom dit werk nie, dan kan hulle baie onplesierig raak. Dan is daar mense wat weer baie op prestasie en sukses gerig is. Hulle wil altyd die beste wees. Hulle wil altyd bo uitkom. Hulle kan hulle self dusnis werk om sukses te behaal en kan mense rondom hulle afskeep omdat hulle so gedrewe is om suksesvol te wees. Dan is daar die mense wat baie spesiaal en uitsonderlik, anders as ander mense wil wees. Dit is baie keer ook groot kunstenaars. Mense wat sê, ek is nie soos ander mense nie. Ek pas nêrens in nie. En die feit dat hulle so uniek en spesiaal wil wees, maak van hulle ook baie keer dan moeilik om met ander saam te leef. Dan is daar weer die mense wat hulle self terugtrek, eenkant wees, baie privaat. Hulle wil niks van hulle self deel met ander nie. Hulle wil ook nie hulle besittings met ander deel, of jy weet, alles wat myne is myne. En hulle soek 'n groot persoonlike ruimte. Hulle gesels nie maklik met, veral nie in 'n groep nie. Hulle kan nog een op een redelik maklik gesels, maar hulle is baie privaat aan een kant. En dan kry jy mense wat oor die algemeen baie lojaal is, baie goeie vriende is, maar aan die ander kant is hulle ook baie besorg en bekommerd oor baie goed. Hulle raak baie gou agterdogtig. Hulle wonder altyd, wat is jou motief? Wat is jou bedekte motief agter dit wat jy nou doen? So is baie skepties.
En dan is daar die mense wat dink die lewe is net fun, is net pret. Dit moet prettig wees. Alles moet prettig wees. Hulle wil dit net geniet en plesier hê en hulle gee hulle self daarvoor om mense te laat lag, om dinge prettiger te maak, om die lewe is 'n partytjie en almal moet dit geniet. Maar as dit dan nou die dag skeefloop en dat dit raak bietjie onplesierig en dit is nie so prettig nie, kan hulle baie onaangenaam raak en hulle self ook heeltemal van jou verwyder en afsny. Hulle hou nie daarvan om pyn in die oë te kyk nie. En dan kry jy die mense wat baie sterk, kragtadig oorkom, sterk leiers, maar ook wat baie dominerend is, wat as hulle nie emosioneel volwasse is nie, gewoonlik die bullies is, wat oor mense loop en mense net domineer, intimideer. Dis ook mense wat dikwels vinnig kwaad raak en sommer, jy weet, dit nie wegsteek nie. Hulle is nie bang om kragwoorde te gebruik en ander op hulle plek te sit nie. En dan kry jy die mense wat vredemakers is, wat alles sal doen om konflik te vermy. Hulle is baie ontspanne, baie rustig, baie laid back. Hulle wil nie konflik hê nie. Hulle vloei so saam met die stroom. Hulle maak maar soos almal sê. Hulle vind dit baie moeilik om 'n eie standpunt in te neem, want hulle wil eers hoor wat is jou standpunt en hulle sal eerder so 'n bietjie probeer saam met jou praat, want as hulle dalk van jou verskil, dan kan dit dalk tot konflik lei. So jy kan sien, dit is ook nou nie baie gesonde ding nie. Nou, dis nie net alles negatief nie. Kyk, al hierdie persoonlikheidstipes kan baie kragtige, pragtige mense wees, as hulle emosioneel volwasse is. Maar wat ek nou beskryf het, is oor die algemeen die minder volwasse persoonlikheidstipe. Wanneer daai verskillende persoonlikhede minder volwasse is, dan kom hierdie goed sterk na vore. Hoe meer hulle volwasse raak, hoe meer raak dit positief, pluspunte, as hulle verlos word van die ego en vanuit Christus kan leef. Nou, hoekom sal ek dit nou hier deel waar ons praat oor die wil van God? Ek dink dit gaan daaroor dat dit mens ook help raak sien, waar 'n mens vanuit jou persoonlikheid dikwels teen God se wil in optree. So dis 'n baie goeie ding om dalk iewers te doen as jy die kans kry om so 'n Enneagram kursus by te woon. So dink bietjie goed oor wat alles in hierdie sessie gesê word oor 'n lewe volgens God se wil. Dink wat op jou van toepassing is. En kyk, waartoe is die Gees van God besig om jou te beweeg, sodat jy al meer 'n lewe kan lei wat volgens die wil van God is in die algemeen, nie net op sekere tye nie. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.